So, wanneer ons 'n woord kry soos dit, dan is dit iets wat ons in ons harte moet vasmaak. Is vir my kosbaar to see how God is using all of us to speak to all of us. Right, there are words where God said you have to be rooted next to someone, you have to interlock your roots with the people that's next to you. Kan jy die mikrofoon so bietjie harder sit asseblief? Ek wil preek vanoggend, broer. Dankie. Wat die Here vir ons sê, ons moet inhaak by mekaar, ons moet deel wees van mekaar. You can't walk on your own. En dan is daar ook 'n woord wat die Here sê, en ek is so, weet julle hoe excited is vir my, want daar is so baie van hierdie goed wat ons bid en sê, Vader, ons vertrou U. En dan praat die Here dit met ons. Maar die ding is, net soos met Jesus, die Here kan praat, maar as ek nie gaan gehoorsaam wees nie, as ek nie gaan iets in my lewe verander nie. Ek het so 'n oom geken, hy's nou al hemel toe. 'n Rowwe oomie, rowwe diamant. En hy het ons baie gehelp met die ouens wat dwelms gebruik. En hy het altyd gesê, nothing changes if nothing changes. Niks verander as niks nie verander. Nee. En wanneer die Here vir ons so 'n uitnodiging gee, wanneer is 'n uitnodiging, waar die Here vir ons sê, kom dieper, kom nader, dan moet ons dit in ons hart vasmaak, en dan moet ons sê, Here, ek wil dieper kom, en ek wil nader kom, leer my hoe, wys vir my hoe kom ek dieper, wys vir my hoe kom ek nader aan U. Wat praat God met jou? Wat is daai? En 99, nie, okay, ek kan nie sê 99, maar baie keer, mostly, praat die Here met ons deur ons gedagtes. Heilige Gees wat praat met ons, maar ons hoor sy stem, soos wat ons gedagtes klink amper. Maar daai gedagtes is in lyn met die woord van God, en dit is altyd directional, dit gee altyd rigting, dit bring altyd lewe, dit is partykeer waarskuwend, en is ook partykeer 'n uitnodiging. En ek wil bid oor hierdie ding, saam met julle vanoggend. Kom ons maak ons oë toe. Vader, vanoggend bid ons, dat U met ons sal praat, Here. Ons vra, Here, kom bring ons dieper in ons verhouding met U, in ons wandel met U. As niks beter in hierdie hele wêreld, as om U beter en beter te leer ken nie. Here, niks maak eers saak, wanneer ons dit meet aan U teenwoordigheid nie. Naam, Here, kom ons as 'n gemeente en ons sê, Here, hier is ons hart. Kom deursoek ons hart. Soos wat ons broer Dawid gesê het, Here, kom wys as daar iets is wat nie van U is nie. En kom lei vir ons in die paaie van U geregtigheid. Sodat in Christus ons U welgevallig kan wees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. En amen. Daar's hy, is julle ouens reg vir oggend? Nee. Ek het nou gedink na die rugby, ek gaan nou maar net in Afrikaans preek vandag. Maar nou lyk dit my ek gaan maar met Engels praat ook, want julle lyk so 'n bietjie dooierig. Ag, sê daar vir ou langs jou, ek is so bly jy's hier vanmôre. Omdat die Bybel sê jy mag nie jokkie. So as dit nie so is, moet jy vinnig besluit, nê? Nee. Ek wil aanhou praat oor wie is ons in Christus. En dis 'n belangrike ding om te kan verstaan. Ag, gee sommer my hoetjie vir my. Gee sommer my ou kepsie vir my. Hy lê daar eers. Ek wil dit net gebruik as 'n illustrasie van, baie dankie, van wie ek is in die Here. En vanoggend praat ons oor die feit dat ons is kinders van God. Dis wie God sê ons is. Okay, wie van julle glo God is almagtig? Nee, jy moet seker wees dat jy seker is. Wie van julle glo God is almagtig?
Wie van julle glo, hy kan doen net wat hy wil? Daar's hy brother. So as hy kan besluit dat ons kan kinders word, is ons kinders. Julle is nou so by my gewees, nou val julle plat. Ok, ek sal nou weer vra, is God almagtig? Ja, kan hy doen wat hy wil? Kan hy jou sy kind maak? Natuurlik as jy jou hart vir hom gee. Amen. Want God kan alles doen, maar wat hy nie kan doen nie, hy kan nie namens jou en vir jou kies nie. Die keuse van my hart is myne. En dis wat dit 'n verhouding maak, want ek het 'n keuse. En dis die een ding wat God nie kan vat by my nie, is my hart, my keuse, dit wat ek vir hom gee en bring. Al is dit so klein en lyk dit so pateties, net so klein en pateties, soos wat daai 5 broodjies en 2 visse gelyk het. Net so klein is dit wat ek vanoggend vir hom kan gee. Dis eintlik pateties. Maar omdat hy ons pa is, vat hy hierdie stukkie pateties wat ek gee. En hy maak dit goddelik en hy maak dit heerlik. So, God het besluit dat as ons glo in Jesus Christus, is ons kinders van God. Daar staan geskryf in 2 Korintiërs 5. Therefore, if anyone is, kom lees saam met my. Therefore, if anyone is in, nee, net hierdie ouens verstaan Afrikaans. Guys, you need to read with me. Okay. Hey, dis vakansie man. Nou nie vir ons nie, maar dan vir iemand. So geniet dit, dis lekker om saam te wees. Kom lees saam met my. Therefore, if anyone is in Christ, he is old things have passed away. Behold, kyk, all things have become new. Alright, dis aan my past daai. Hoor wat daar staan, as iemand in Christus is, wat beteken in Christus? Dit beteken ek is 'n skapie wat probeer om te hoor en te volg. Ek het my lewe vir hom gegee, ek het 'n transaksie gemaak en gesê, Here, hier is alles wat ek is, vir alles wie U is. Ek glo in U Jesus Christus. Dan wat gebeur is, sy Heilige Gees kom woon binne in my. Wanneer ek bid en ek sê, Heilige Gees, kom vul my, kom woon binne in my, kom lei my. En dan sê Korintiërs, die volgende hoofstuk sê vir ons, dat hy wat God aanhang, raak een gees met hom. Dis 'n mystery, dis 'n miracle, dis 'n wonderwerk, dis iets wat ons nog nie eers heeltemal begryp nie, maar ek en God raak een gees met mekaar. Soos wat hy dink, so begin ek dink. Soos wat hy doen, so begin ek doen. En dis hierdie verhouding wat ek as 'n mens het met 'n almagtige God, en hy woon binne in my. En ek volg hom. En hy skep my in 'n hele nuwe skepping. Hierso staan nie, therefore if anyone is in Christ, he will be fixed nie. Ek het in al die Bybels wat ek like op my foon gaan kyk, en nie een van hulle sê, as iemand in Christus is, dan is hy maar 'n genade kansie nie. Daar staan hy's 'n nuwe skepsel. Hy het jou binnekant van jou menswees kom nuut maak, jou gees. En vir ons is dit baie keer moeilik om te verstaan, maar dis die diepste van wie jy is, het hy kom nuut maak. En nou, dit is soos water wat begin uitloop uit daai gees uit binne in jou siel, binne in jou wil, jou denke en jou emosies. En nou begin ek om my siel te hernie, soos wat ek luister na hom, soos wat ek lees en wat ek hoor hoe hy met my praat en ek begin gehoorsaam, so begin hy my hernie in my sieldimensie ook. En ek raak meer en meer soos hy. Nou hierso is nou 'n voorbeeld, my hand is nou 'n voorbeeld. Ja, kom ons draai hom, ons kan hom draai, dankie. So, vanoggend was net so te mekaar by ons. Ek het die helfte van die goed by die huis vergeet. Ek moes terugry om die gitaar te loop haal en toe moet ek terugry om 'n lap te loop haal en toe besluit ons nie, as ek nou weer terugry dan is ek te laat. So, in elk geval. En dis hoe ons lyk en ons is 'n nuwe skepsel, maar ons sukkel nog. Verbeel jou hierdie selfoon is sonde. Dis nog verkeerde denkpatrone. Dis nog goed wat my eie ding wil doen. Alles sonde
is maar gegrond in selfsug. God sê, moenie van die boom eet nie, Adam en Eva. Nee, ons kan doen wat God wil hê, maar op ons manier. Alle sonde, all sin, everything that we miss God, that we do wrong, is because we focus on ourselves. Ons is selfgesentreerd. Ek glo nog ergens die leuen dat dit wat ek kan doen, beter is as dit wat hy wil doen. En daarom is ek in hierdie verhouding waar ek hierdie transaksie met hom maak. Maar dan sê hy, as ek in Christus is ek 'n nuwe skepsel. Hy kom gee vir my 'n trourok. Ouens, ons moet hierdie een maar in geloof vat, né? Maar moenie bang wees die manne, daai trourok word beskryf in Efesiërs 6. Is 'n helm van verlossing, en is 'n skild van geloof, en is 'n beld van waarheid. So dis nou nie hoe jou vrou gelyk het toe jy getrou het nie. Hierdie trourok lyk soos 'n suit of armor. En hy kom gee dit, en hierdie is 'n geskenk vir ons. Hierdie is nie iets wat ek kan maak nie, dis nie iets wat ek kan verdien nie. Dit is 'n geskenk. Efesiërs 2 sê, deur genade, deur geloof is julle gered, deur genade. En dit is 'n geskenk van God, sodat niemand kan boast nie, dat niemand kan arrogant raak en windie raak en dink ek is 'n beter kind van die Here as iemand anders nie. Want ons het dit nie verdien nie. Ons het dit gekry. So hy kom gee vir my geregtigheid. Ons gaan dit nou lees. Kom ons lees dit eers. Ek sien julle kyk my so. Alright. 1 Korintiërs 6 vers 9 sê, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Dat die ongeregverdige en sonde maak my onregverdig. Dit maak dat ek nie reg is voor God nie. Daar staan, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Ek kyk op YouTube al hierdie nonsens van al hierdie mense wat sê, ja, Jesus is 'n manier, en as jy, daar's 'n klomp tjol, ek sê nou vanoggend vir jou, Jesus is die enigste manier, 'n verhouding met hom is die enigste manier hoe jy in die koninkryk van God kan ingaan. Jy kan nie deur Krishna en Mohammed en Selassie en ek weet nie wie daar nog almal is nie, jy kan deur geen van hierdie ouens gaan jy reguit hel toe, as jy glo en jou hoop in hulle sit. Geen positiewe denke, geen mooi dade, koeksusters bak vir die ouete huis, niks van daai goed kan jou hemel toe vat nie, net geloof in Jesus Christus. En as jy glo met jou hart, wat beteken om te glo met jou hart? Dit beteken niemand hoef jou te oortuig nie. Okay? As jy dit genuine in jou hart is, en jy kies en jy glo in Jesus, dan kom hy en hy kom red jou, en hy kom verander jou, en hy kom verlos jou. Nou, in hierdie ewige lewe waar ons hom leer ken, en in die lewe wat kom, op die nuwe aarde, waar ons saam met hom sal wees vir altyd. Maar slegs Jesus, net Jesus Christus, het gesterf, en daai prys betaal vir ons. Dan sê hy, do not be deceived. En alles wat almal probeer doen, is om mense, kerkmense, en selfs gelowiges te probeer weglei van die waarheid, dat net geloof in Jesus Christus kan my red. Weet julle wat is deception? Dis nou nie reception nie. Dis deception. Deception beteken to roam, om te vreet soos 'n skapie, to roam out of safety. Misleiding is 'n snaakse ding. Misleiding gebeur nie, woeps, daar's jy weg nie. Dis soos 'n ou skapie wat stadig al hoe verder van die trop af eet. Ag nee, wat ons gaan maar bietjie laat lê vanoggend. Ag, is seker daarmee so erg. Ek sal volgende keer. Kom nou. Ag, die Here sal verstaan. Dis hoe misleiding begin. Ag, het julle al hierheen gehoor? Dis maar hoe ek is. Do not be deceived, neither fornicators.
Fornicator is iemand wat rondslaap met iemand met wie hy nie getroud is nie. Voordat hy getroud is, nadat hy getroud is. Dis 'n fornicator. Die Afrikaanse Bybel sê 'n hoereerder. Fornicators, nor idolaters, nor adulterers. Dis as jy rondslaap met iemand met wie jy nie getroud is nie, nadat jy getroud is. Nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, gierigaards, meer en meer. Ek wil net meer en meer hê. Nor drunkards, not drinkers, but drunkards. Mense wat verander wanneer hulle drink. Nor revilers, dis skinnerbekke. Mense wat skinder, mense wat vals goed van mense sê, en mense wat sonde bely agter mense se rug. Bybel sê jy moet jou sonde bely. Jy moenie iemand anders se sonde agter sy rug bely nie. Kom my nou deur. Nor extortioners. Ek gaan nie name noem nie, maar party mense gaan koop 'n sitkamerbank by 'n winkel. Ou moet versigtig wees. Die Bybel sê extortioner is 'n ou wat geld leen vir jou. En dan tap hy bloed uit die klip uit. En hy maak jou dood. Hy kan jou iets leen, maar dan wil hy soveel terug hê. God sê, as julle wat kinders van die Here is, as julle vir mekaar iets leen, dan leen jy dit vir iemand sonder om rente te vra. Ek het nou al ongelukkig geleer, dat as ek iets leen vir 'n kind van die Here, dan gee ek dit eintlik maar. Want die hartseer is, jy kry so min terug. Ek is baie lief vir julle. Nor extortioners will inherit the kingdom of God. Maar hierso, prys die Here, hierso is die mooi nuus. Vers 11 sê, and such were some of you. Party van julle was so, party van ek was so. Hey, wie van julle het al iets gesteel? Lig jou hand op. Wie van julle was al dronk? Lig jou hand op. Kom, ons is familie hierso. Kom nou, dankie. Stop eers daar vir vanoggend. Hy sê, and such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Amen. Dis die goeie nuus. Ja man, ons was steelers en rof, maar wat het gebeur? Ons is gewas. En ons is eenkant gesit en ons is sondeloos gemaak. Kyk wat gebeur het, die dag toe jy Jesus Christus jou Here maak, toe kom gee hy vir jou die geregtigheid van God. Daar staan 2 Korintiërs 5 vers 21, for he made him, Father God made Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. En nou wanneer God na my kyk in Christus, is die gemorsies nog daar. Van dit is onmiddellik weg. Dis 'n miracle, nee, van die goed in my lewe het net onmiddellik weggeraak toe ek die Here aanneem. Maar van die goedjies is nog steeds daaronder. Maar wat sê hy? In Christus is ek in Jesus. Dit beteken as ek glo in Jesus en stap saam met Jesus en hom volg en my alles probeer om saam met hom te wandel, in hom is ek die geregtigheid van God. Ek wil vanoggend vir jou vra, ons kyk na ons swakhede en ons kyk en ons val en ek sukkel om hierdie ding reg te kry en ek strompel jaar na jaar, dekade na dekade oor hierdie ding. En dan voel 'n ou partykeer, ag Here, los my ook maar eerder net. Maar dit wat Jesus gedoen het, is genoeg. Ja, dit voel so snaaks vir ons om dit te sê. Het voel so vreemd. Want ons dink
dit wat ons veronderstel is om te moet doen, is beter as dit wat hy klaar gedoen het. Ons dink ons kan hierdie wedding gown maak. Die goeie nuus is ons kan nie. Die goeie nuus is dat die Bybel sê, selfs ons beste is soos klaar gebruikte toiletpapier voor God. So dit maak my vry in Christus, nie uit Christus uit nie, in Christus. Maak dit my vry. Want hy het my gemaak, die geregtigheid van God. Kom ons gaan weer terug. 1 Korintiërs 6 vers 11, hy sê, and some of you were like that, but you were washed. Vergewe, skoon gewas. And you were sanctified. Wat beteken dit om sanctified te wees? Nou ek steel hierdie idee weer vanoggend by iemand anders. Daar's hierdie man en hy het verskriklik baie lekker ryk goed. Kom ek pas dit in my eie lewe toe, nê? Ek het 'n vriende en hulle werk vir 'n, ek gaan nie name noem nie, maar hulle werk vir 'n sekere parfuumplek. En dan het hulle sekere parfume, so elke nou en dan gee hulle my een. En dan spuit ek hom en dan ryk ons hom en dan sê, wow, hierdie is nice. En ander spuit ek en dan nee, hy werk glad nie met my nie. Kom nou. Maar dan is daar daai een bottel. Die nice een wat hulle nie meer maak. Hoekom maak hulle altyd op om die nice goed te maak? Dan is daar daai een nice bottel wat hulle maak. En jy sit hom een kant. En elke dag as jy nie mense verwag nie, dan spuit jy die gewone bottels, né? En as jy moeg raak vir die stink, kan ruil jy met 'n ander stink. Maar wanneer jy weet ek gaan vandag kerk toe, of dis ons huweliksherdenking, of dan gaan haal jy daai bottel lekker ryk uit. Of as jou vrou nou al vroeg in die oggend vir jou knipoog, dan gaan haal jy, die van julle wat nie weet, jy moenie worry nie. Dan gaan haal jy wat? Daai smart, sanctified bottel. Die ene vir die spesiale geleenthede uit. En jy sit hom aan. Daai kosbare bottel is sanctified. Christus het jou die kosbare bottel gemaak. Al is die label nog bietjie skeef. In Christus het hy ons eenkant gesit. Eenkant beteken ook, jy is nie soos die ander nie. Ons kan nie Jesus volg en lyk en ryk soos die wêreld nie, en dink soos die wêreld nie, en te kere gaan soos die wêreld nie. Hy het ons uit die wêreld uitgehaal, al leef ons nog hier. Leef ons nie meer vanaf hierdie plek nie. Ons leef nie meer in die beginsels van die wêreld nie. Ons doen nie meer soos die wêreld doen nie. Want jy is eenkant gesit. Leef ons in die wêreld? Ja. Is ons lief vir die mense in die wêreld? Ja. Is ons tussen hulle, en partykeer dan skuur daar 'n bietjie van die goed en dan moet jy 'n bietjie afhaal. Want 'n ou wil wees hoe gryp in daai goed, is dit nie so nie. Maar ons is eenkant gesit. En daar's 'n spesiale geleentheid wat kom. Wanneer hy kom om sy bruid te kom haal. Die wat hy eenkant gesit het. En dis ons wat glo in Jesus. Is julle nog met my? Daar staan geskryf, 2 Korintiërs 5 vers 20. Now then we are ambassadors for Christ, as though Christ were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Jy sien die ding is, as jy glo in Jesus Christus, is jy voltyds in die bediening. Finish en klaar. As jy glo in Jesus, is daar 'n roeping op jou lewe om hom te verteenwoordig. Jy is sy ambassadeur. Hoekom? Want hy is lief
vir almal. En hy wil jou gebruik om sy liefde te wys vir 'n wêreld wat dit nie ken nie. Want almal soek na liefde. Maak nie saak hoe groot knotsbol hy is en watter taal hy gebruik en hoe hard hy is of hoe arm hy is of hoe ryk hy is of waar hy is nie. Hy soek liefde. Daai liefde wat in jou lewe gekom het en jou vrygemaak het. En hy wil hê ons moet daai liefde deel. 2 Korintiërs 6 vers 16 gaan aan en hy sê, and what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. You are the dwelling place. En wanneer hy sê you, dan bedoel hy nie ek of jy nie, hy bedoel ons. Hierdie is aan een nou geskryf hier. Want jy sien, Gertjie is nie goed genoeg hier. Gertjie het 'n gemeente van mense nodig wat lief is vir Jesus, wat dink soos Jesus, wat praat soos Jesus, wat doen soos Jesus, want julle het goed wat ek in julle en gawes en geskenke van God en menswees en lewenservaring en verhoudinge wat ek nooit sal hê nie. En daarom is die you ons almal. Julle is die you. Kom nou. Julle is die dwelling place of God in the Spirit, sê Filippense. Die kerk, waar jy gaan as jy nou by hierdie deure uitgaan, vat God jou en hy woon in jou en hy vloei deur jou. En partykeer kom ons dit eers agter en hy werk deur ons lewens. Want hy woon in ons. En oral waar ons gaan is hy. En waar hy gaan, gaan ons. En daarom, omdat ons sy tempel is, kan ons nie meer besig wees met die ou sondige gemors van hierdie wêreld nie. Dankie vir die amens. As God has said, I will dwell in them. Dit staan daar. Okay. I will be their God and they shall be my people. Wie is ons? Ons is sy mense. Dis goeie nuus, man. Miskien hou jou pa en jou ma nie van jou nie. Miskien hou jou kinders nie van jou nie. Miskien hou jou skoonma nie van jou nie. Maar dis alright, jy raak nie met haar getrou nie. Maar God hou van jou. Jy is deel van sy family. En ons leer om ook al hoe meer en meer van mekaar te hou. Hoor jy so, therefore, omdat hy ons God is en ons sy mense is, therefore, come out from among them and separate. Dit beteken nie, ek mag nie meer kuier saam met my vriende wat nie Jesus aanbid nie. Anderste was ons almal 'n klomp monnike en nonne, en mag die Here ons help dat ons nooit dit raak nie. Dis nie wat dit beteken nie. Wat dit beteken vir ons is, moenie soos hulle raak nie. Kom uit van die dade wat hulle doen. Onthou, hier is Ou Testament, wat aangehaal word in die Nuwe Testament. Volg saam met my, hy sê, and be separate, says the Lord, do not touch what is unclean, and I will receive you. Dit is ou verbond. In die nuwe verbond is dit moenie binne in jou in laat gaan en uit jou uit laat vloei, dit wat onrein is nie. Ek is nog steeds lief vir die ouens wat vloek. Ek is nog steeds lief vir die ou wat sy vrou verneek. En as ek die gap het, dan sê ek vir hom, broer, jy kan nie so lewe nie. Hierdie ding gaan jou doodmaak. Daar is hierdie oom wat hierdie jong kappeltjie moet trou, ons is amper klaar. En hy moet hierdie jong kappeltjie trou. En hulle bly lekker saam. En hulle sê, oom sal oom ons trou, en hy sê vir hulle, ja, hy haal hierdie skrifgie aan, en hy sê, julle beter veilig ry, as julle na my toe kom.
Want as julle nou moet doodgaan voor julle by my aankom, het julle baie groot moeilikheid. Want die woord van God sê, dit wat julle doen is verkeerd, en daarom is daar oordeel oor julle lewe, en omdat julle hierdie oordeel oor julle lewe het, is julle nie op pad hemel toe nie, maar op pad hel toe. So kom vinnig, maar ry versigtig. Sien, ons is so bang om die waarheid te praat met die wêreld. Maar as ek dit in liefde doen, dan is dit die waarheid wat vry maak, en dan het, soos wat jy 'n keuse gehad het, het die wêreld 'n keuse, om te kies vir God of teen God. En ek het al met jong mense gesit en vir hulle gesê, kom ouens, ons wil julle help. Hierdie ding waarmee julle besig is nie van die Here af nie. Hierdie ding gaan julle doodmaak. Kom, bely dit voor die Here. Ons sal saam met julle 'n pad stap. Ons sal daar wees vir julle, ons sal help wat ons kan help. As ons julle moet organise, laat iemand uittrek en in 'n ander huis gaan bly, ons sal dit reël. Ons sal 'n plan maak om julle te help om uit hierdie sondige ding uit te kom. En dan wil hulle net dood eenvoudig nie. Want die lekkernye van die wêreld het hulle weggelei van die waarheid en die lewe in Christus. Maar ek hoop hulle maak ergens 'n keuse, maar as hulle nie doen nie, as hulle nie na God toe draai nie, en daai leefstyl laat los nie, dan gaan hulle hel toe gaan. Want daar het een aand 2 mense voor hulle gesit en gesê, kom, julle is te great om dit aan julleself te doen. God is te lief vir julle dat julle aanhou met hierdie ding. Alle sonde bring dood. All sin brings death. Step out of it. Come on, let's help you. Ons het ook issues, maar ons harte is gerig op hom. Rig julle harte op hom. En ander koppels gaan weer en hulle repent, en hulle trek uit, en ons help, en dit gaan goed, en hulle trou, en as hulle getrou het, is hulle verhouding soveel beter. Want die oomblik toe hulle die waarheid ontvang het, toe sê hulle, ek sal wag vir jou. Liewe jong mens, as jy nog 'n maagd is, wil ek jou aanmoedig, as jy nie 'n maagd is en jy het opgemors, gaan na Jesus toe, bely jou sonde, maak reg, en hou op. Hou op. En kom praat met ons ander manne. Laat ons mekaar kan help. Dis hoekom ons mekaar nodig het. En dis hoekom ons die waarheid met mekaar moet praat in liefde. Kom nou. Maar laat ons mekaar help, want God wil nie hê dat ons doodgaan in daai sonde nie. Maar wat gebeur as ek glo in Jesus Christus? Ek gaan hiermee afsluit. Ons sal volgende week weer aangaan met die res. Dan gee hy my, hierso is ek sonder Jesus. En nou as ek probeer in my eie krag om op te hou, opmors, kom ons vat nou daai voorbeeld van die jong mense, en ek probeer in my eie krag opmors, en kom ons sê ek kry dit reg, maar ek het nog steeds nie vir Jesus nie, dan het ek nog steeds nie die rok aan nie, en ek is nog steeds nie welkom by die troue nie. Al lewe ek sondeloos, gaan dit nog steeds nie help nie, want ek het nie God se geregtigheid nie. Want is net sy geregtigheid deur geloof in Jesus wat maak dat as God na my kyk, dat ek mag ingaan. Nou wat gebeur dan nou as ek dan nou nog sonde in my lewe het, maar ek glo in Jesus en ek volg hom? Dan weet julle wat gebeur. Daai geregtigheid wat ek as 'n geskenk gekry het, soos wat ek hom gehoorsaam en saam met hom stap en saam met hom leef, begin hy daai geregtigheid wat 'n geskenk is, deel maak van wie ek is. En hoe meer hy in my is, hoe meer druk dit sonde uit my lewe uit. I'm going to say this in English as well. This is me before Jesus, and this is the sin in my life. And when I surrender my life to Christ and I start to follow Him and walk with Him, the more I do, the grace that was given to me as a gift becomes the grace that is in me. It becomes part of me. And I become like Christ. Moenie skrikkie. And He fills me and fills me. And the more He fills me, and the more I become like Him and I follow and I obey and I suffer sometimes, but I do it because I'm obedient. That grace
sets me free from the sin inside me. And then sometimes it hurts and it feels bad. Because I loved that sin. And I liked it and it was comforting to me. But I gain Christ. And I gain a life with Him. And that's better than any other sin that I thought was good for me. Soos wat ek saam met hom stap. Maar my hart, en jy sal eerlik weet, of jou hart op hom gerig is. My hart moet op hom gerig wees. So het ek nog issues, en het ek nog foute? Ja, maar soos wat ek die Here volg, en sy stem volg en gehoorsaam is, vul daai genade my lewe. En wie ek is in die geheim, en wie ek is op 'n Sondagoggend raak dieselfde persoon. En dis heilig maak. Dis die werking van God. Maar dis nie oukei om hierdie sondetjies lief te hê en vas te hou en te sê, maar ek is mos nou gered. Ek het mos nou ergens ja gesê. Daai is not the mind of Christ. The mind of Christ is to walk in obedience every day. And though I stumble, and though I struggle, and though I sin again, and though I fall, I am trusting in His righteousness. Not in mine. Maar ek ignoreer nie die sonde nie. Ek erken dit. Wat is die verskil tussen Dawid en Saul? Albei konings gesalf deur dieselfde profeet. Die verskil was Dawid het twee goed gehad wat Saul nie gehad het nie. Nommer 1, Dawid het nie probeer om goed te lyk nie. Hy het nie probeer om die mense te impress nie. Saul het probeer om die mense te impress. Dawid wou God tevrede hou. That's one thing. What was the second thing? En Dawid was, ek wil nie vir Dawid as my pa gehad het nie. Hy was 'n sleg pa. Die tweede ding wat ek dink wat Dawid gehad het. Die worshipper is die eerste en hy het God behaag, nie mense nie. Die tweede ding wat Dawid gehad het is Dawid het nooit, maar nooit sy sonde ontken nie. Hy het altyd gesê, Here, ek is jammer. Moenie die manne straf nie. Straf vir my. As ek verkeerd gemaak het, Here, ek bely my sonde. En dan het hy sy kop gesalf, opgestaan en gelewe. Ons is onder genade. Maar dan sê, ek weet nie wie van julle daai skrifgie gister gelees het nie, dan sê hy, maar moenie hierdie genade gebruik as 'n regverdiging om sonde te doen nie. Hierdie is kosbaar, ons is 'n geskenk, maar ons moet dit nie misbruik nie. Amen. So dan kom God en hy sê, I will be a father to you, and you shall be my sons and my daughters, says the Lord, who can decide anything. Amen. Julle sal my seuns en my dogters wees. Ek wil hê dat ons vanoggend bid. En dalk is daar goedjies wat die Here vir jou wys in jou hart, wat hy wil hê dat jy moet neerlê. So wat ons gaan doen, ons gaan vir 'n oomblik stil bly. Nou wil ek vir jou sê, kom na die Here toe. En sê, Here, wys vir my, soos wat Dawid gebid het, Here, wys vir my, is daar iets in my lewe wat U vanoggend wil hê? Is daar iets in my lewe wat ek vanoggend moet bely, iets wat ek vanoggend vir U moet gee? En dan bely jy dit voor hom. Hy wat sien wat in jou hart aangaan. En jy gee dit vir hom. So kom ons vat 'n oomblik. En kom ons bring dit na hom toe.
Here, dit wat ons vanoggend vir U bring, kom bely. Dankie dat U ons hoor. Dankie Here dat U ons vrymaak, losmaak, dat U geregtigheid binne in ons werk. Dat ons werklik kan word die geregtigheid van God. Dankie dat elke ding wat ons gebring het, is nou los in die naam van Jesus Christus. Ons is vrygemaak, ons is skoon gewas en vergewe. Want U het vir ons gesterf. En ek bid Heilige Gees, kom vul elke leuen in ons lewens met waarheid. Kom vul ons met U heiligheid, Here. Kom maak ons soos wat U is. In Jesus Christus se naam.